Goeienaand vir 'n laaste keer in 2024 en dis 'n wonderlike voorreg om hierdie jaar weer saam met julle te kon kuier en vanaand gaan ons laaste keer vir hierdie jaar wees. Mag die Here regtig ook vanaand gebruik om ook 'n boodskap van vrede en bemoediging ook in jou hart te plaas. Ja, goeienaand en baie welkom. So die laaste week en ek dink almal is moeg en wil nou 'n bietjie gaan rus. En hierdie naweek lê ook nou voor en ek vermoed julle 'n bietjie sê wie van julle gaan weg. Ek vermoed daar is 'n klomp van ons wat op die pad gaan wees hierdie volgende tyd. So ja, julle moet asseblief net veilig wees en 'n klomp weet ek bly by die huis want dit het in elk geval so duur geword om te ry. En ek sien net almal kla oor die vlugte, niemand kan ergens heen vlieg nie, want dit is ook te duur. Wel, daar's 'n paar probleme. Daar's 'n klomp ouens wat in Mosambiek bespreek het en die grens is toe. En ek sien daar's 'n geskarrel om 'n ander blyplek te kry in die land. Wat is fout by die grens? Wel, daar's onluste aan daai kant. Stakings en ja, hulle is nog kwaad oor die verkiesing. So die trokke staan vir 20 km, maar dit lyk my in die middag laat hulle van die publiek deur. Die gewone publiek. Dit is eintlik baie hartseer. Ja. Want mense het plek bespreek daar en nou Hulle het plek bespreek, ja, en nou dis maar dit. Maar baie welkom Charlotte en ek kan nou nog nie sien wie's nog hier op nie, maar baie welkom aan almal. So kuier ons nou weer saam op 'n donderdag aand en jy's nou hier in hierdie warm Desember. Maar hallo Ilana, hoe gaan dit met jou? Is jy nou in Kroonstad die hele vakansie of gaan jy weer bietjie kinders toe? Ilana? Charlotte, lekker weer met jou ook te gesels en te kuier. En ek dink ons het vandag eintlik so mooi getuienis gekry van Marie, nê? Sy was in die hospitaal, sy was opgeneem, die dokter het haar toetse gedoen en gedink daar's iets anders fout met haar toe. Hy nou eintlik oopmaak toe vind hy totaal en al ander fout en hy blykbaar so geveg om haar lewe dat hy sê toe sy nou wakker word 6 dae later, toe sê hy vir haar, hy het so geveg vir haar lewe en is vir haar so groot wonderwerk, want sy sê sy het net op 'n stadium gedink, sy gee oor, Jesus, kom haal my maar. En toe Jesus net besluit, maar hy is nog nie klaar met haar nie, en daar leef sy, en ja, so sy is nog op 'n pad van herstel, maar dit is so 'n mooi getuienis van wanneer 'n mens eintlik nie meer weet nie, en die pyn was vir haar so verskriklik erg geweest, dat sy uiteindelik maar besluit het, sy gaan maar hospitaal toe, want sy wou maar gewag het tot volgende jaar toe. So eintlik was God ook in hierdie hele proses teenwoordig, en het hy ook vir haar daarin gedra. Ja, dit lyk vir my, Ilana gaan ook by die huis bly. Ek sien, ja. Charlotte sê ook van die tropbestuurder staan al 7 dae. Dis al verskriklik. En vandag was die grade 50 geweest. Dis verskriklik. Ja, dis baie erg. Ja. Dis baie erg. En ek dink 'n mens dehydreer ook, nê? Ja, maar jy is nou daar, jy het net hierdie trok wat jy in kan moet slaap en alles moet daar doen. Dis vreeslik, ja. Ja, Ilana, dit is so, ons is dankbaar, Jesus is daar aangeraak, want dit is so mooi getuienis daardie. Ek dink vir almal wat dit ontvang het, is dit regtig iets besonders. Ja. Ek herinner myself daaraan, baie keer as ek huwelike doen, dan sit ek in die fotograwe. Ja. Ek het al 'n fotograaf gehad wat hier agter my opklim teen die kansel. Dan staan hy met sy lens en wat hier oor my skouer en dan neem hy nou af. En wat ek nooit kan verstaan nie is dat hulle so 400 foto's neem van waar die bruid en die bruidegom doodstil staan voor my terwyl ek preek. Ek verstaan daai ding nie. Terwyl die meer professionele ouens neem foto's, hulle weet hulle foto's is goed en hulle stap weg en hulle gaan sit. En jy kan sien wie's bietjie onervare. En jy kan in elk geval koop jy 'n pakket voor die tyd. Ja. En jy gaan net jou 200 foto's kry. Al neem hy 1000. Ja, jy laat my nou dink aan as ek foto's neem, ek is daar amateur wat baie foto's neem.
en dan moet ek deur alles werk om die beste foto Ja, te maar kry. jou foto's is goed. Julle kan nou maar boek vir doopfoto's in. Dit is goed is. Jou foto's is goed. En ek bedoel die in fotografie lyk dit vir my, en ek weet nou nie baie daarvan nie, maar dit lyk vir my die lig moet reg wees. Lig speel 'n baie belangrike rol. Ja. Dit maak die mooiste foto's dan, hè. As daai lig perfek is. En selfs in 'n skildery, as jy daai lig perfek het, is dit so mooi, want dit lig net sommer alles. Dit lig alles uit, Ja, né? Ek bedoel as ja. jy byvoorbeeld 'n sonsondergang kan afneem O ja. en jy kry die regte lig, dan gaan jy daai rooi glans of daai oranje glans of selfs baie keer geel glans kry Ja. van daai sonsondergang. Ja. Nou so lig is dit wat die beeld eintlik op van die foto maak. Dis reg. As daar nie lig is nie, is daar Dit duisternis. is so. Ja. En dis toevallig nou die tema van waar ons in hierdie tyd van die jaar staan. Ja. Lig wat gekom het teenoor die duisternis. En baie keer miskien voel dit vir jou hierdie jaar of daar 'n klomp donkerte in jou lewe was, het sy deur omstandighede of wat ook al. En dit voel vir jou baie keer, alles voel net so in chaos verval. Nou as ek nou net dink hier in Rustenburg, ons het daarom al geleer om in duisternis te lewe, en ons weet lig dryf duisternis uit. Ja. Ons sukkel nog bietjie sonder die water, en ons van môre 7 uur môreoggend tot maandag het ons, sê hulle vir ons, het ons weer nie water nie. Hulle sê 20%, maar dit is ook nou maar niks. So daar's baie chaos in ons lewens. As ons net rondom ons kyk, daar's 'n klomp instansies wat in 'n stryd vir oorlewing is, soekend na die lig. In ons eie persoonlike lewens, in ons verhoudings, né? Beleef ons baie keer 'n stikkindheid. Ons het selfs baie keer hierdie diep skaduwees in onsself, Ja. né? Ja. Ons dink nie ons kan dit ontken nie. Die realiteit van donkerte hang dikwels oor ons lewens. En dis maar van die skepping af wat dit so is. Sonder lig is lewe onmoontlik. Voordat daar lig was daar nie lewe nie. Die Genesis 1:2 sê, die hele aarde was heeltemal onbewoonbaar. Alles was in duisternis gehul. Maar God sê net 'n woord. Hy sê, laat daar lig wees. Ja. En toe hy dit sê, toe kom maar lig. Ja. En toe kom maar lewe. Dis reg. Want Lewe- alles groei. Alles groei. Alles Plante, groei. diere, Ja. selfs die mens. Selfs die mens. Die mens het ook die lig nodig. Ja. Ja. En sedertdien staan lig en duisternis vir ewig teenoor mekaar. Ja. En ons sien baie keer in die Bybel ook hoe mense gryp na die lig. Iemand soos in Psalm 27 vers 1 wat sê, God is my lig en my redder. Waarom sal ek bang wees? Job wat soveel kere oor die lig praat. Hy het hierdie verlange na God, hierdie bron van lig. Jesus wat self kom sê, ek is die lig vir die wêreld. Ja. En Johannes Evangelie wat vir ons dan kon vertel hoekom is Jesus die lig vir die wêreld. Hy sê die ware lig het na die wêreld toe gekom. Ja. En die ware lig is Jesus. Ja. En wat vir my so mooi is, hierdie ware lig wat Jesus is kom en hy openbaar die heerlikheid. God se heerlikheid word aan die wêreld geopenbaar. Hy moes vlees word en hy moes onder ons kom woon, sodat ons juis sy heerlikheid kon sien. So dit is en hierdie heerlikheid kom van die Vader af. So dit is iets wat Jesus vir ons kom gee. So die glans van God se heerlikheid word dan uitgestraal na ons. So hierdie lig raak die wêreld aan. En dit verander dan ook eintlik ons harte. Die oomblik as daar die lig op ons val, verander dit alles. Ja, so daardie lig, Jesus begeer om te skyn in ons donkerte, Ja. in ons gebrokenheid in. Amen. En hy bring vir ons redding, Ja. hy bring vir ons genesing,
Ja. Hy is die lig wat skyn, sodat ons 'n pad van vrede en van hoop en van liefde kan loop. En hy skyn om die duisternis te vernietig, né? Lig, niks kan lewe en groei as daar nie lig is nie. Lig openbaar dinge soos hulle werklik is. Lig bring begrip. Lig bring die waardes na vore wat vir ons belangrik is. Wanneer iets in die donker is en dit word na die lig toe gebring, dan verloor dit daai krag wat dit het. En mense sien dit nou nogals deesdae of gereeld in beradings. Iemand wat hierdie swaar geheim dra, hulle hele lewe lank. En uiteindelik die moed kry of deur die Heilige Gees oortuig word om dit net te sê. Dikwels sê mense, ek het dit nog nooit vir iemand gesê nie. Maar die oomblik wanneer daardie ding wat gesê word op die tafel kom, in die lig daar kom, dan verloor daai ding sy krag. Ja, amen, amen, ja. Ek sien jy sê daar vir Ronel sterkte ook met julle trekkery. Ja, ek het gesien. Die naweek, nee, hulle trek nou eers die naweek, ja. Is erg baie sterkte, Ronel. Ja. Ek hoop die weer is lekker, want anders gaan die mens daarom baie sweet. Maar sterkte met daai groot trek. So, Jesus is ons hoop, ons belofte, ons versekering, ons verlossing, ook die verlossing vir die wêreld. En hoe donker dinge ook al vir jou mag lyk, jy die versekering van sy onblusbare lig. Yes. Ook in jou situasie. Ja. En daarom moet jy ons veral in hierdie adventtyd, in hierdie Kersfeestyd, moet ons aan die lig vashou. Ja. Moet ons nie hierdie belofte van die lig minag nie. Dit is Augustinus wat gebid het, daar in die 5de eeu. Hy sê, Here, u lig skyn in my. Yes. Help my dan, dat my twyfel en donkerte, wat dalk in my kan wees, my nie skade doen nie. Ja, ek dink dit is so mooi, nee, want in elke mens is daar lig wat skyn en ligstrale. Sommige is sterker en ander is 'n bietjie swakker. En in elke mens is daar die krag om daardie lig te sien, om dit waar te maak en eintlik ons gees oop te maak om daardie lig te ontvang. Dit is eintlik so half soos 'n sein wat 'n mens uitstuur na God toe en God sien dit en dit trek en sy hart trek ons hart nader om daardie lig dan tentoon te stel, sodat sy lig dan in ons kan skyn en ons daardie weerkaatsers kan word van sy lig. En dit is my so ontsaglik mooi, want dit bly, ek dink ook so aan toe Jesus op die berg van verheerliking gestaan het, en hy is die son. Hy het sy hele gedaante het verander, en as Openbaring gepraat en sê Openbaring, hy is soos die son wat op sy helderste skyn, en hy is die blink môrester, en so kom hy so verander hy alles rondom hom, en beïnvloed hy eintlik alles rondom hom. Ja, absoluut, hallo Erna, hallo Marie, ek sien dat jy het 'n swak sein daar by jou, swak netwerk. Ons het gisteraand, ons het omtrent niks kon doen nie. Ja, ek het net gesien, het lyk asof ons 'n bietjie vashak hierso. So ek vermoed dis maar oralster, maar baie welkom in elk geval. Ja. So, nou kom die een wat sê ek is die lig vir die wêreld, kom sê julle is die lig vir die wêreld. Ja. Lig wat as hoop in jou oë te sien moet wees. Lig wat as troos in jou woorde gehoor moet word. Lig wat as liefde en deernis in ons dade moet beleef word, vir almal wat nog in die donkerte is. Want dis die boodskap van Kersfees. In Christus Jesus het die woorde van God oor lig wat mense word, het hy vlees geword. En hy tussen ons kom woon. En hy het ons duisternis kom verdryf. En Johannes beskryf dit in Johannes 1 vers 2 tot 5, hy sê, hy was reeds in die begin by God,
Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Né? Ja. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. God sê in die begin, laat daar lig wees. En wat gaan doen die mens? Hy gaan weer in die donkerte in, met sy sonde. Nou, hy wil weer in duisternis ingaan. Maar hoor hierso, duisternis kan, van die sonde, kan die lig nie uitdoof nie. Johannes 1 vers 5. En daarom, Jesus is die ware lig wat na die wêreld toe gekom het. Jesus het die houvas van donkerte, het hy op ons lewens kom verbreek. En hoef ons nie, behoort ons nie, in die duisternis van sonde te lewe nie. En in daai 1 in Johannes 1, gee hy 'n baie mooi belofte. As jy na die lig toe gekom het, as jy die lig aanvaar het, dan sê hy in Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Jy hoef nooit te twyfel. Ja. As jy na die lig toe gekom het, Ja. as jy Jesus Christus ken, as jy gesê het, Here, hier is my lewe, of jy 'n kind van die Here is nie. Dit kan dalk met jou swaar gaan. Jy kan dalk voel die duisternis oorweldig jou. Maar jy is 'n kind van God. Ja. Johannes 1 vers 12. Hy het jou die reg gegee Ja. om sy kind genoem te word. Ja. Ja, want hy is die lewensbron en alles is in hom en alles gaan oor hom en uit hom uitvloei die fontein van lewende water. En as hy kom en hy versorg ons fisies, maar hy versorg ons ook geestelik. Hy is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. En hy vul ons met lewe. Alles gaan oor die lewe. Hy vul ons, hy blaas sy asem oor ons. Hy gaan en hy blaas sy asem oor mense en hulle ontvang die Heilige Gees. Hy blaas sy asem fisies in ons sodat ons kan leef. So alles gaan oor die lig wat lewe bring. Hy is totaal en al die bron van alles wat ons nodig het. Absoluut. En daarom die effek van sy lig in jou lewe, as jy besig is met beplanning, sê maar vir volgende jaar, as jy groot besluite moet neem, wat bid jy? Here, laat u lig hierin skyn. Ja. Geef my die wysheid. Ja. Want ek kan nie self dit. Dis mooi. Ek kan nie self daai besluite neem nie. Here, wanneer mense oor my pad kom, Ja. laat ek het die lig. Yes. Ek lewe in die lig. Ja. Laat ek daai lig weer kaats na en ons lewe nou in 'n tyd waar baie mense in die winkels is en die winkelsassistente is nou moeg en laat u lig ook weer kaats na daai winkelassistent toe wat bietjie stadig is. Dis nogal baie belangrik, weet jy nie? Ek probeer nogal partykeer vergeet mense en mense self haastig en jy's besig en so aan. Maar miskien wanneer 'n ou in daardie ry staan en 'n mens voel bietjie gefrustreerd en so aan, dalk is dit juist dit om te kom daar te staan en te sê maar hoe kan ek, Jesus, hoe wil u vandag hierdie vrou wat daar sit en nie lus het meer nie, sy wil ook eintlik net Kersfees gaan vier. Sy wil eintlik ook maar net by haar huis wees. Hoe kan ek u lig vandag oor haar laat skyn? Hoe kan ek u lig vandag of nou in haar lewe inbring? En om te verwag dat hy vir jou 'n antwoord gee, ek dink dan verdwyn mense eie frustrasie, want jou fokus het verander. Jou fokus het verskuif van ek word die weerkaatser van die lig. Ja, so selfs as 'n kelner Ja, vir jou verkeerde kos bring of koue kos bring. ja, Ja, jy sal dit graag warm wil hê, natuurlijk. maar gaan jou lig moet so skyn Ja, dat jy nou nie daai persoon uit sy geloof uitkry nie, né? En dit geld vir jou kantoor, dit geld vir jou huis, dit geld vir 'n klaskamer, dit geld of jy in die myn werk. Dit geld elke ou wat dalk ongeskik met jou is. En ek weet wat ek nou vanaand sê is baie keer baie moeilik. Maar jy moet vir jouself afvra, is jy 'n ligmens op daardie oomblik? Want jou lig, iemand skryf baie mooi, hy sê jou lig
is moontlik op daardie oomblik die enigste Bybel wat daardie persoon ooit gaan lees. Ja, ek dink is my so mooi, hierdie wat jy ook geskryf het, Jesus died for you in public, don't only live for him in private. En dis, ek dink is my so powerful verklaring eintlik, nee. Is om net te sê, maar ek gaan daar, juist net daar, gaan ek daar die lig leef, en ek gaan dit wys. En ek dink ons gaan baie goeders verander die oomblik, as ons net kan leer om ons verander ons gedagtegang, verander ons denke, sodat ons meer Jesus gefokus is en hom bring. Eintlik in 'n wêreld wat donker is, wat niks wil hoor en wil weet nie. Ja, ek het nou nie 'n fiets gehad toe ek nou klein was. En, Ja. Ek het nou 'n fiets, maar hy staan stil. Maar jy het 'n fiets gehad toe jy klein was. Ja, ons het baie fiets gery. Jy het baie fiets gery. Ja. En partykeer word dit sterk skemer en as jy nog in die straat en jou pa het vir jou gesê, as die straatligte aangaan, moet jy by die huis wees. Maar partykeer dan doen ons dit nie, né? Dan is ons nog in die strate. Is so. En die enigste ding wat jou kon help, dat mense jou nie omry nie, was daai klein reflektertjies wat agter op die fiets was. Ja. Dat die mense, as hulle lig daarop val, dat hulle kon sien, jy daar ry 'n ou op 'n fiets, hy het dan nie 'n lig vooraan nie, maar ons sien hom hier van agter dat hy wel 'n reflektertjie het. En ek dink baie oor daai beeld, dat Jesus skyn sy lig op ons, Ja. en al wat ons moet doen, ons moet dit net weerkaats. Ja. Ons moet dit net reflekteer Sure. na ander toe. Sure. Daai positiewe houding, daai Ja. positiewe perspektief wat jy kies. Ja. Dit gaan jou lewe verander. Né? Dit gaan jou spesiale karakter, dit gaan jou waardes, dit gaan 'n ander manier wees hoe jy die wêreld kan beïnvloed. Ja. Deur net die liefde van Jesus Ja. na ander toe te weerspieël. Ja. En as jy dit doen, dan Kersfees ook eintlik vir hulle gekom. Ja. Ja. So dis 'n uitdaging, want mens kry dit nie altyd reg nie. Maar dis iets waarmee mens kan werk en kan oefen in elk geval. En dis regtig net om 'n mens se kop die hele tyd te verander. Ek weet hier is nou klompie Marie, ons is so bly vir jou genesing en dat jy deur hierdie is en ons eer die Here vir so 'n dokter ook en dat daardie dokter ook geveg het vir jou. Wat 'n mooi getuienis het jy. So ons wil vir jou bid dat jy spoedig sal herstel, dat jy eintlik net dat dit so vol verrassing sal wees, dat hierdie pad net so 'n mooi genesingspad sal wees. So ons eer die Here vir dit wat hy ook in hierdie oomblik kom doen het vir jou. Ja, Lana sê 'n glimlag steek ander aan om ook te glimlag en dit Absoluut. is so waar. Dit het ons nou al so baie gesien. Ek gaan net twee name noem en ek weet nie, as julle dalk hierop is, kan julle dalk net 'n aanduiding gee. Hallo Trudy, hoe gaan dit met jou? Jy is mos al verder in die land van ons af. Maar ek hoop dit gaan goed met jou. Sy Trudy Bison. Ja. Sy gaan nie een van die dae gaan sy weer die dokter sien. Okay. Nog voor Kersfees. Ja. En dan gaan hulle nou weer 'n klomp besluite moet neem. Okay. Oh, sure. Alright. So ons bid steeds vir jou. Ja, Lana sê amen, so dankbaar Maraaitjie. Ja, ons is dankbaar vir jou. So ek weet nie of Echo op is nie en of daai hand, want ek kan nie almal sien nie. So as julle op is, gee dalk net vir my so aanduiding julle is hier. Ja. Ek wil vir julle, ek gaan nou bid. Ek wil net vir elkeen baie dankie sê. Dat julle so getrou ook deel is van hierdie gebedsfamilie. Dat julle ook name gryp. Ek weet partykeer wil mense nie hulle name hier op het nie. Ek praat nou die dag sê ou vir my man, moenie my naam hier opsit nie, as ouens wat seker as ek is. Ja. Nee, dis juist die doel van hierdie hele oefening is dat ons vir mekaar bid. En ek weet van julle gryp 'n naam en jy het nie 'n idee wie dit is nie, maar jy bid vir daai naam. En baie dankie ook daarvoor.
So ek wil ook bid vir hierdie naamlys. Ja. Mense wat ons nou begin weer ken het so deur die partykeer deur die naamlys, ander keer ken ons hulle persoonlik. Ja. Maar dat die Here werklik ook sal opdaag met sy lig in jou situasie. Ja. En daarom dankie Here dat ons weer eens kan bid vir Nel en Santi Boshoff en Anel Christo. En dankie Here vir Charlotte Womrans. Dankie ook dat U vir haar grootliks gebruik. Ons bid vir haar, ons bid vir Shamaine, vir die moegheid en alles wat daar rondom gebeur. Ons bid ook Here vir Letitia, vir Elsie Vos en vir Christoph wat ook besig is met chemo. Elkeen van hierdie name wat ons nou genoem het, Here, is so kosbaar in U oë. En ons bid dat U hulle sal aanraak. So ook vir Annelien en vir Pieter en Marina de Vos, Marinda Leroux en Martin Smith, vir Theresa en Johan van Rooyen. U kinders, Here, kinders wat vir U lief is, kinders wat vashou aan U beloftes. En ons bid dat U ook vir hulle sal genees. Ons bid daarom ook steeds vir Martin Pelser en vir Erna Pelser. Here, dat U ook vir hulle die genade sal skenk en die krag en die deursetting wat hulle ook nodig het, elke dag. So ook vir oom Boet en vir Niels van Rensburg. Ons sê vir U dankie vir Jan Huiser wat weer terug is by sy werk. Ons bid steeds vir Russell en vir Joan van der Berg, oom Mike, vir my eis, Elsabeth Pieterse, wat ook die operasie ondergaan het gister. En ons eer die Here dat dit ook goed afgeloop het. Ons bid vir haar herstel. So ook vir Piet Pelser. Dankie vir Frans Foster, dat daai been al soveel beter is. Dankie vir Marie, Here, ons het al daarna verwys. En ons eer U ook daarvoor. Ons bid vir Trudy, wat ook weer na die dokter toe moet gaan. Ons bid steeds, Here, vir die dokters vir wysheid en vir haar vir genesing. So bid ons steeds vir Tyra Ray en vir Letty, en Adele Marks en Linda Vermeulen, Andries Pretorius en Adrie en Pieter Erasmus, en Tannie Nora en vir Jonet en vir Leon. Dankie Here, U ken elkeen, U weet selfs as daar net 'n haar van hulle koppe afval. Daarom hou vir hulle ook vas in hierdie tyd. Bid vir Antie en vir Charlotte Beer, vir Ingrid Kaywood, vir Henny en Elsie King, vir Jacques en vir Tannie Audrey, vir Nicoline Tolmay, vir Anandi, vir Karen en Susan Foley. Here, ons bid, raak hulle weer net opnuut aan, dat hulle ook bewus sal wees van U teenwoordigheid en U genade in hulle lewens. So ook vir Jochie en Jan en Alicia en vir Willem, vir Thea, Janse van Vieren, vir Marie en vir Lucy, vir Was van der Merwe, vir oom Hansie, vir Hein, vir Isak Jonker, vir Philip en vir Elmarie. Dankie Here dat ons hulle almal weer net voor U kan plaas. Ons bid ook vir elkeen in hierdie Kersfeestyd, vir mooi verhoudings, vir goeie wense, en dat ons fokus op U sal hou. Dankie dat ons dit kan bid, en ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ja, Here Jesus, en ons bid ook nou vir elkeen wat op reis is, elkeen wat ergens in 'n voertuig klim. Ons bid dat elkeen veilig by die bestemming sal aankom. Ons bid vir 'n rustigheid op die pad. Ons bid dat ons ook daar U lig sal laat skyn en so sal optree dat ander U kan raak sien. Here, ons dankie en ons eer U ook vir 'n rustyd wat vir almal voor lê,
Dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as gelowiges het om u geboorte te kan herdenk en deur hierdie geboorte getuies te wees van wie u is. En ons eer u vir hierdie ontsaglike voorreg wat ons het. Amen. Ja, Daar sy. as ek sien nou nog nie vir Diane en Eko nie, maar goed, ons sal maar die volgende keer dan met julle gesels. Ja, mag julle almal 'n geseënde Christus wees, hè, dan kuier ons weer saam. Ons gaan weer in Januarie Ja, saam kuier, waarskynlik Januarie sal nou al ons so weer lank. begin. Ja, dit is daarom nie so ver nie. Ons self gaan ook bietjie die mikrofone neersit. Maar baie seën vir julle. Mag julle werklik in hierdie tyd mooi foto's neem, die lig laat skyn in julle families se lewens en mooi herinneringe bou met die wete dat Jesus Christus vir ons gebore is. Ja, dankie. En Marita Vosse daar uit Amerika uit, baie welkom ook. Ons het laasweek ook vir Ami gehad. Ek het so vergeet eintlik, Amanda Lee is Ami en dis jou niggie wat uit Californië uit saam geluister het. So dit was nou eintlik ook so voorreg. So Marita, dis lekker om met jou ook te hoor. Marinda, dankie ook vir jou inskakel. Ek dink die ouens sukkel vanaand met die sound, lyk dit vir my nogal. Elana sê ook dankie vir vanaand se boodskap. Ons sien mekaar weer volgende jaar 2025. En Charlotte, geseënde Kersfees vir elke een van julle. En dankie Elna Fasen, en julle moet ook veilig ry. Ek het gesien julle gaan ook een of ander tyd op die pad wees. So, mag julle geseënde Christus wees, sê almal. Groetnis. Vrede vir julle. Totsiens.